So, daar's sommige mense hierso wat baie in hierdie gebou wat baie goed kan fietsry. En dan is daar ander mense wat hulle dit al probeer. En ek onthou die dag toe 'n vriend van my, Stefan van Deventer, hy was hierso in die gemeente gewees. Hy is nou in Kanada. En hy daag vir my uit om saam met hom die 94/7 fietsreisies te gaan aflê. En dit was 'n lang dag, om die minste te sê. Dit het begin met 'n verkeersopeenhoping op die N14 met almal wat op pad was na die wegspringplek en tegelykertyd was daar iets anderster wat aan die gang was en dit was totale chaos en toe moes ons 'n baie lang end op ons fietsse gery het om eintlik te kom tot by die wegspringpunt en dit was die middel van die dag en dit was warm. Ek het nou nie die keuring van, hulle praat ons van seeding, nou jou keuringsvlak. Ek het niks van dit nie. Ek het my net so eerste keer ooit gaan ry ek die storie, so ek kry een van die laaste groepe. Dis bloedig warm gewees, daai spesifieke dag in Johannesburg. En ons spring weg daar so vol woema en vol sakkies van woema, sappies en dinge wat jy nou saam met jou dra. En teen die tyd wat ek gekom het in Johannesburg, naby na waar my kantoor destyds was, in die middestad, daar so op die M1, M2, daar rond, toe was ek omtrent soveel meer lus vir 'n fiets. Dit was warm, dit was lank, die son looi vir jou, en al die mense wat hier so by my verby ry, hulle lyk net cool en kalm, en hulle dit rustig, en dit gaan baie goed, en dan kry jy 'n afdraande, en dan gaan dit dan lekker, en dan kry jy die volgende bult, en dan my kuite was glad nie styf genoeg gepomp vir hierdie ding vandag nie. En ek kom daar so na by die wenstreep, en ek het my selfoon by my, sodat ek my vrou kan bel, om die ambulans te ontbied, indien dit nodig is. En ek kry 'n boodskap van dokter Vermaak, se seun Fritz, woep woep, double loop, skryf hy, en hy het nou net die tweede keer het hy die ronde gedoen, voordat ek nog enigstens oor die wenstreep gegaan het, of die eindstreep, dit was nie 'n wenstreep nie, dit was net 'n eindstreep, ander mense het dit wen, dus ek was klaar. Op meer as een manier was ek klaar. En as iemand my, toe ek oor daai lyn gegaan het, vir my R10 aangebied het vir my fiets, dan sou ek wel gesê, gee, want dan kan ek 'n Coke gaan koop vir my met die R10, of iets soos daai. Ek was net deur. En jy, op 'n sekere stadium, tydens die resies, dan moes ek vir myself 'n besluit gemaak het, om net te sê, nou moet jy aangaan. Ek kyk vir Stefan langs my, en hy's net, hy sê nou, hy trek swaar, maar ek sien dit glad nie. Sy kuite staan nog daar, 15 bar gepomp, hy's fine. Maar jy moet hierdie ding moet jy nou klaarmaak. Wat gaan ek kan nie nou gaan sit nie. Jy weet, hier kom 'n man verby wat, jy weet, hier so diep 75 jaar oud is. Skrik vir niks. Ek moet, so, 'n mate daarvan is ego, 'n mate daarvan is dat jy moet 'n besluit deurvoer. Maar hierdie wat ek nou van praat, is ietsie wat baie maklik en eenvoudig is. Gaan klim op 'n fiets en ry vir 'n lang end, en ekel stikkel die boude. Dis die ding wat my die meeste gepla het. My boude was so seer, van daai verskriklike saal, en ek wou so graag in die gemaklike sitplek van my Taz net gaan sit het. Hy's lekker breed, hy's sag, en hy kan my vat na die huis toe. En ek dink dat sommige van u is op hierdie stadium van die wedstryd 'n klein bietjie moeg vir 2025, vir al die dinge wat 'n mens deurgegaan het, en is eintlik lus vir die breë sitplek van die verlof, wat jy net kan vat na 'n kans van rus. Is ek alleen in hierdie? Daar's 'n paar dinge wat al deur hierdie jaar gegaan het, wat plaasgevind het, wat ons net hoor hier. Okay, dis nou genoeg. En jy moet werklik waar, ek weet nie of dit julle ervaring is nie, maar dit is beslis myne, dat 'n mens op 'n stadium dan moet diep delf. Dan moet jy sê, dit moet nou nog verder. Julle weet waarvan ek praat. Tannie Hannetjie, as mense lyf seer is,
En jy moet nou vandag moet ek weer probeer om my liggaam in mekaar te sit en opstaan en goed uit die bed uit klim. Dis 'n moeilike besluit wat mens moet maak. Tannie Edie, dis nou is dit hierdie arm wil nie, hy's nou so seer, daai skouer wat aan gewerk is so seer, maar ek moet die besluit maak, ek moet nou maar net aangaan. En ek noem nou net van 2 voorbeelde, almal wat hier so sit. Almal, van Tannie Annie so voort, oom Steve daar so agter, Hardes daar aan daai kant, daar Talita daar so linksbo, almal daar, almal hierso het een of ander uitdaging, een of ander ding wat swaar was, van Henk tot by Andrei en almal tussenin. En die ding wat vir my tref van hierdie, is dat ons het 'n addisionele ding wat op ons is. Ons wat hier is nie net gefokus daarop om eintlik te kom tot by die punt wat ons op vakansie kan gaan nie. Wat ek nou kan sê, goed, ek is nou klaar met alles en ek kan nou gaan waar ook al u besluit om vakansie. Ek kan op die hangmat gaan klim wat langs die Vaaldam is. Miskien is dit 'n sleg voorbeeld. Op die hangmat in die Bosveld, of ek kan op die boot kan gaan lê wat op die Vaaldam is, of ek kan by die see gaan sit en ek kan luister na die branders en kyk na 'n ding wat groter is as ek vir 'n rukkie. Ek weet nie wat dit is wat u vermik nie, maar ons het ietsie wat nog groter is as dit. Daar's iets wat meer is as dit. En dit is dat ons het 'n goeie getuienis wat ons moet dra van nou tot dan. Ek moet vir iemand anderster, ek moet gesien kan word, ek moet geken kan word, ek moet werklik Christen wees. Kan nie my meer verloor nie, kan nie ontplof, ek moet hierdie ding by mekaar hou, en dan lees ek goed, soos die volgende, ek is baie lief vir Jakobus, daar word gespekuleer oor wie Jakobus is, en want dit sê nie spesifiek watter een van die Jakobusse dit is nie, maar die mees waarskynlike verduideliking van Jakobus, dit is die broer van Jesus self. Okay, dis hy. En hy skryf die volgende. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Ek dink dit was swaar genoeg alreeds op hierdie stadium van die wedstryd. Ek dink dit was, nou gaan ek nog 'n rukkie hier so langer moet wees. Ek gaan nog 'n rukkie warmer moet wees deur hierdie ding. Die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Wie het deur die loop van hierdie jaar, moenie julle hande opsit nie, ek sal dit sommer namens julle doen, vir myself. Wie het deur die loop van hierdie jaar gevoel dat hulle in sekere deugde kort gekom het? Op een of ander, ek het gehoor iemand het gesê, verseker, ek is so dankbaar, ek is nie alleen nie, op een of ander stadium van die wedstryd, dan is dit net, Here, hoeveel verder, hoe lank nog? En dan is dit nie net die hoe lank nog, totdat mens dan kan sê, hierdie taak is afgehandel nie, dan is dit hoe lank nog spartel ek in die toestand wat ek myself bevind, wanneer is daar oorwinning beskikbaar vir die in hierdie saak? Mens wonder. Maar in kontras met iemand wat dan vir jou 'n boodskap stuur wat sê, woep woep, double loop, ek is nou al klaar 2 keer om hierdie baan en jy is nog nie eens klaar nie. In kontras met dit, onse Here doen nie dit nie. Die Here, dis vir my 'n veilige stelling om hierdie te maak, die Here is nie besig om rustig in die hemel te sit en te gesels met Dawid en met Adam, dat hulle sommer direk van hier soontoe gegaan het en alles is okay en hy is nie, nee, dis glad nie so nie. Die Here is nou, ons nie op hierdie stadium van die wedstryd, volgens enige aanduidings wat ons het, besig om 'n gesprek te voer met Adam, met Dawid, met Lazarus, met Martha, met enigiemand. Daai mense is almal dood. En hulle rus in die graf en wag op die wederkoms. So die Here se verlange dat daar herstel moet wees is ook groot. En hy stap dan saam en hy gee vir ons hierdie belofte in Hebreërs 4.
terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En ek wil hierdie boodskap vandag dan wil ek vir julle bring, en ek bring nie hierdie persoon wat al die antwoorde bymekaar het nie. Vandag se boodskap is nie vir die persoon wat al hulle teikens gehaal het, vir die persoon wat alles voltooi het binne tyd en begroting, vir die persoon wat gesê het is dat dit is wat ek als wou bereik en alles is gedoen, my gesin is almal gesond en gelukkig en dit is alright en daar's eintlik vir my niks oor bekommerd te wees nie. Hierdie boodskap is nie vir daai persoon nie. Ek is jammer, as daai persoon met my later die tyd kom praat, dan ons sal 'n ander gesprek dan hê. Maar hierdie gedagte vandag is vir die persoon wat sê, Here, ek is regtig moeg. En ek het nodig dat U vir my, ek het nodig om iets te kry van U. Ek weet nie hoe ek die laaste stukkie van die jaar, want dit is so naby. Daar's twee goeders wat baie naby is. Die een, dis so naby dat die einde van die jaar aanbreek, maar dit gaan volgende jaar gaan dit net weer voortgaan. En ek is nie seker of ek eintlik genoeg het om my te bring tot aan die einde van hierdie jaar. Ek is nie seker dat ek eintlik genoeg het om daai rus te kry nie. Dis aan die een kant. Die ander kant is dat volgens die tekens van die tye, dis so naby aan die einde van alles. Here, het ek genoeg om my eintlik te dra deur hierdie volgende stuk? Dit lyk asof dit tot 'n einde kom, maar dit is nog nie. Alreeds, maar nog nie. Amper, maar nog nie. En daai amper, maar nog nie, is baie, baie swaar. Dit is moeilik as mens besig met bakkerspas, met jou fiets op te ry, en jou wiele is besig om te spin onder jou, en jy lyk vir jou asof jy op die kruin is, en soos jy net bo kom, dan sien jy, dit was 'n valse kruin, die eintlike piek is 'n klein bietjie verder, en kom jy nader, en sê, maar miskien is dit, nee, daar is nog een wat net verby daai is. Het iemand daai ervaring? Ken julle dit? Nou, ek het goeie nuus vir julle. Ek het goeie nuus. Daar's iemand wat kan help. Is daar iemand wat gebore is in slegte omstandighede? Gaan nodig om 'n paar van hierdie skyfies op die bord te hê vir 'n ruk. Ek hoop dit hierdie ding in my hand werk saam. Daar was geen plek vir Jesus in die herberg van waar hy was nie. Is daar iemand wat dalk gekom het uit moeilike omstandighede? En die rede hoekom ek hierdie dan uitwys, is dat wanneer die Here sê dat hy is in alle opsigte versoek, nes ons, maar sonder sonde, die omvang van daai is verstommend. Iemand wat kom uit slegte omstandighede. Is daar iemand wat dalk daar's geweld wat om hulle plaasvind, binne in jou buurt, dan gaan dit rof, daar's soos mense wat sommer omkom, as gevolg van dit wat bose mense doen. Is dit so, dat mense op jou neersien en sê, maar is jy dan, jy's mos van daai mense, jy's mos een van daai groepie, jy's daai Aiselin, Jesus ken dit, hy's vertroud daarmee. Julle gaan die goeders op die bord moet los vir my asseblief manne, as dit kan. Is dit so dat mense dan sê, hoe is dit dat jy dan sê dat jy kom hier so, jy's dan 'n kerkmens, selfs soos wat hulle vir Jesus gesê het, hoe sê hy dan, hy het uit die hemel uit neergedaal, jy kom van die kerk af, hoe is dit dan, ek weet waar jy vandaan kom, ek weet watter skool jy was. Dis nie net dit nie. Sommige van ons sit in die posisie van wat ons ouers kwaad is vir ons sonder rede. Waar was jy? En dan nie net dat dit daai is nie, die volgende gedeelte is dat dan verstaan ons ouers soms nie vir ons nie, hierdie spesifiek vir die kinders. Jesus het gesê, waarom het jy my versoek? Het jy nie geweet dat ek in die dinge van my vader moes gewees het nie? Ek is nie huis van my vader. Maar hulle het hom nie verstaan nie. Hulle het hom groot gemaak het, al vir 12 jaar op daai punt. Hulle verstaan van hom glad nie. Sy eie huismense
verstaan hom nie. In latere jare toe was Jesus baie bekommerd oor sy moeder, maar hy kon niks gedoen het vir haar nie. Is daar iemand hier vandag wat dalk bekommerd is oor hulle ouers wat bejaard is? Hulle het eintlik nie 'n manier van wat hulle met hulle kan. Hoe kan hulle vir hulle help? Hoe kan hulle vir hulle help? Nie net het dit gebeur nie. Jesus se eie broers het nie in hom geglo nie. Wat? Jy? Dit? Pff. Jesus ken daai reaksie. Jesus ken daai gevoel. Jesus ken die gevoel van wanneer daar iemand in die hospitaal lê en hulle trek werklik swaar. Iemand is siek en hulle siekte wil nie verbeter nie. Dit gaan met hulle sleg en dit gaan agteruit en jy sien hierdie ding is net op een rigting op pad. Jesus ken daai gevoel. Jesus ken die gevoel dat jy so moeg is dat jy sommer net uitpaas. Mense lag vir jou omdat jy aan die slaap geraak het. Jy gaan sit daar so op 'n stoel en dit jy vir so 'n bietjie. Kyk al. Jesus ken dit. Want hy het gewerk van oggend tot aand vir mense wat nie verstaan het waaroor dit gaan nie. Hy paas uit van dit. Nie net paas hy uit van daai nie, hy's raak honger. Jesus was nie net honger nie, hy was dors. Jesus was nie net honger en hy was dors nie, hy het nie 'n plek gehad wat hy sy kop kan neerlê nie. Dis baie onseker van waar hy eintlik vanaand gaan wees. I don't know, ons sal sien. Jesus het nooit 'n vrou gehad nie. Dink daaroor. Jesus was versoek. Hy was nie net versoek op 'n ligte manier soos wat ons dalk versoek word nie. Die vyand self in persoon is by hom en versoek vir hom. En moenie dink dat daai prentjie van wat mense sien dikwels van hoe dit geteken is dat Jesus is besig om daar in die woestyn te kniel en is netjies en hy blink so en alles is mooi. En hier verskyn hierdie verskriklike gedrog met donker vlerke en 'n lelike gelaat en sê, verander hierdie klippe in brood. Bra. Dit was nie soos dit nie. Dit was nie so nie. Dis op dieselfde manier wat enigeen van ons dan versoek word. Dit kom in so 'n mooi pakkie, verskriklik blink. Maak hierdie oop, trek net hierdie strikkie en al jou drome sal waar word. Dis hoe die vyand verskyn het. Dis hoe die Here verskil. Dis hoe die Here gekonfronteer was met daai tipe versoeking. So 'n mooi idee, so rein, so edel, maar die persoon van die vyand self. Dit gaan 'n stukkie verder eintlik as daai. Ek gaan dit net noem dat die versoeking was ook gebring op 'n manier om Jesus se identiteit in twyfel te trek. As jy die seun van God is, en die kontras daarmee is dat jy's nie eintlik die seun van God nie. Lucifer het daar gestaan en gesê, hy is eintlik die seun van God. Kyk hoe goed lyk ek. Kyk, ek is so blink en alles is reg en goeders en jy is hier tussen, jy's hier in sak en as. Die identiteit van Jesus, was jou identiteit al in twyfel getrek? Was jy al in 'n posisie geplaas van wat ek is nou regtig nie enigins meer seker van wat ek dink of wie ek is nie, op grond van die manier van hoe die vyand met 'n mens se kop probeer smokkel. Lazaan, Mani, Syria, maak dit sin. Die vyand vir ons op groot skaal net wil elke ding wat hy kan doen in ons kop. Jesus ken dit. Hy ken dit, hy verstaan dit. Nie net dit nie. Die mense vir wie Jesus gewerk het hom nie ondersteun nie. Hulle het nie saam met hom gegaan nie. Gert, Nelmarie, julle is saam in die huwelik en julle saam deur die doopwater en julle stap saam 'n pad met die Here. Maar vir 'n persoon wat in dieselfde huis nie wat daar 'n breek is in die geloof. Ek kan nie indink van hoe dit moet wees nie. So prys die Here dat julle saam is, maar dink net daaraan, in die huis van die mense saam met wie jy bly, stel nie belang nie. Jesus ken dit, hy verstaan dit. Die mense wat naaste aan jou is, kom ewe skielik onder die invloed van jou grootste vyand. Petrus self
wat sy kop mee gesmokkel was, wat Petrus self deur die vyand in 'n greep geplaas is, en Petrus self word 'n instrument in die hand van die vyand om Jesus te tuister. Bid jou dit aan. Jou eie geliefdes kom tuister vir jou. En jy sien sommer in hulle oë, hier's iets wat my keer. Ja? Bitterlik erg. Jesus ken dit. Nie net daai nie. Jesus het nie net gesien van hoe mense die verskriklike toestand deurgaan van, nou met Lazarus, van waar hy net sieker en sieker geword het en hy is toe dood. En ons weet in Johannes 11, dan sê dat Jesus het geween. Dit was vir hom verskriklik erg. Maar in Matteus 14, dan sien ons 'n tyd toe Jesus gesê, hoorie, ek gaan net gou myself verskoon, ek gaan net weg hierso vir 'n rukkie. Ek wil net alleen wees en bid, want ek is so hartseer, want my neef, my voorganger, sy kop is nou net verwyder deur 'n wispelturige, moorddadige despoot. Herodes wat net sommer besluit daarso, omdat hy 'n meisie wou beïndruk het. Dis net siek. Die dogter van sy minnares, wat hy nie meer veronderstel was om getrou te wees nie, hy probeer om vir haar te beïndruk en die mense om hierso, en 'n man se kop waai, dan lees mens van dit wat gebeur in die koerante, van hierdie sinnelose, doellose, gevoellose, hartelose moorde. En sê, maar Jesus ken hierdie. Hy weet hoe dit voel. Hy weet hoe dit voel as mense van jou gesteel word. Jesus weet ook van hoe dit voel wanneer hy vir mense sê, hoor hier, ons het nodig om op hierdie manier, ons moet so, jy moet asseblief hierdie doen. En die persoon het hom net heeltemal geïgnoreer en het Jesus ten duurste gekos. Hy weet hoe dit voel. Het julle al daai gehad? Jy weet van wat die regte pad is, en jy sê daai, en dan hier val dit heeltemal uit mekaar uit. Weet julle van hoe dit voel, wanneer iemand dan vir jou verraai, en dan sê die daai mes was nou baie, baie seer. Ek dink julle ken dit, julle weet waarvan ek praat. Maar nou begin ons om in 'n reeks goeters in te beweeg wat ons dalk nie ken nie. Jesus wat met geweld in hegtenis geneem is. Jesus wat gehaat word, omdat hy sê wat reg is. Miskien ken julle dit tog. Jy sê van wat reg is, jy sê, maar dit is wat die Bybel sê, en dan word jy daarvoor verag, en jy word daarvoor uitgekruid. Nee man. Mense wat eintlik probeer om jou lewe te neem. Mense wat regtig waar, as hulle jou nou kon doodmaak, as dit nie was dat die polisie, dat die bure die skoot sou hoor nie, dan jy sou nou doodgeskiet gewees het. Jesus ken dit. Jesus ken die gevoel van wanneer jy beskuldig word daarvan dat jy eintlik van die duiwel besete is. Die duiwel is nie jy is die probleem. Jy's nou vir dit. Jy word beskuldig daarvan, van die boosheid van self. Jesus was beskuldig sonder rede, sonder dat daar enigsins iets was aan hom wat verkeerd was hy vertel, U is die probleem. U is die beroerder van Israel. Jesus het by tye bedroef geword, benoud geword, tot die dood toe. Ek dink julle ken daai gevoel. Die kommer hierso oor iemand vir wie jy baie lief is, en jy weet nie hoe op dese aarde hulle eintlik gehelp kan word nie. Jy's so bekommerd vir die behoud van jou gesin, van jou geliefdes. Daai gewig lê so swaar op jou, jy weet nie wat om te maak nie. Jesus ken dit. Jesus ken die gevoel van waar mense hom wou gegryp het en van 'n kraans afgooi. Jesus ken die gevoel van wanneer almal net geloop het en gesê het, stel nie belang nie, ons is nou uit, ek moet na myself omsien, cheers. Jesus ken die gevoel van wanneer jou trouelinge voor ander mense sê, nee, ek ken hom nie.
Ek weet nie wie nee, nog nooit gehoor nie. Jesus ken dit, van hoe dit voel om in die gesig geslaan te word. En dan te vertel te word, maar jy verdien dit. Daai klap wat jy nou net gekry het, daar kom nog een vir jou. Watch net. Jesus ken die gevoel van om geslaan en opgespoeg te word, dat hy verwerp word en 'n veragtelike persoon word in sy plek geneem. 'n veragtelike persoon word gesê, ons soek vir hom, maar jou, weg. Jesus ken dit. Jesus ken dit wanneer hy heeltemal oorrompel is. Daar's honderde mense wat ewe skielik teen hom te staan kom, en daar staan hy vinger alleen. Jesus ken daai gevoel om so alleen te wees, soos 'n tolbos wat gewaai word op die Karoo vlakte, op pad om platgetrap te word op die snelweg. Hy ken daai. Jesus ken die gevoel van waar hy kaal uitgetrek word, waar hy gegeesel word, doringkroon op sy kop gesit word en geslaan word. En let wel van hoe hierdie werk, as mens die evangelies lees, dan sien mens, Jesus was gestroop van sy bokkleed en hulle het hom toe geslaan, hulle het hom gegeesel. En die punt van, hierdie is soveel wat ek sal sê omtrent dit, 'n gesel is lang leer sweep met stukkies been en metaal wat daarin vasgemaak is, en die doel vir oor daarvan is om maalvleis te maak op 'n afstand van dit wat dit tref. En toe het hulle vir hom 'n kleed oor dit gegooi, en hom gespot en al daai, en net soos die bloed besig is om droog te word in die wonde, dan ruk hulle dit af en trek van weer 'n ander kleed aan. En dan sit hulle 'n growwe, ruwe houtbalk op sy skouers neer. Jesus ken daai tipe foltering. Fisiese pyn, Jesus ken dit. Hy ken die gevoel vir wanneer jy die vibrasie voel teen jou beendere, ietsie wat sny deur jou vleis en hy teen die been. Jesus ken dit. En te midde van dit wat hulle gedoen het, weet Jesus hoe dit voel om beroof te word, heel aan die einde, sommer besteel. En wat kies hy om te doen? Hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daai oomblik, daai vers, hy was nou daar, daai vers, spreek van die mees verstommende selfbeheersing. Ek staan net hier so heel op die punt hier so met my tone wat hang hier so oor die punt van die verhoog, as ek regtig nou 'n baie ernstige punt moet maak. Daar is geen bewys van selfbeheersing wat so enorm groot is soos dit. Want hier is die ding. Ons dikwels, wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, dan gaan ons eintlik maar gedwee deur daai goeters. Die persoon praat lelik met my en ek kan nie eintlik enigiets vir hulle sê nie, want hulle besluit, miskien is dit iemand, is hierdie persoon groter as ek en ek is geïntimideerd. Miskien is hierdie persoon die persoon wat besluit of my salaris kan kry of nie. Miskien is hierdie persoon my ouer. Miskien is die persoon, wat dit ook al mag wees. Ek kan nie nou aksie neem omtrent hierdie. Ek is in pyn en ek kan nie my pyn wegvat nie. Ek het al gevra vir nog pynstillers. Hulle het klaar vir my pethidine gegee. Fentanyl is nog nie beskikbaar op die mark nie. So ek het so ver gegaan so wat ek kan, maar die pyn is nog steeds daar. Nee? Ek is so doodmoeg, maar ek kan nie eintlik nou gaan slaap nie. Al daai tipe goeters wat ons dan wanneer ons magteloos gevind word, julle verstaan wat ek sê? Jesus kon op enige stadium die knoppie gedruk het en dit net gestop het. Hy kon net so gesê het, okay, nee, dis nou klaar, fine, geef my daai brood. Nee, ek gaan vir daai ou wat besig is om my so te spot, ek gaan net gou sy tong laat lam lê. Ek gaan net gou dit laat plaas. Ek gaan net die pyn net so 'n klein bietjie verdoof. Ek gaan dit net afvat tot op die vlak wat 'n panado dit kan uitsorteer. Ek gaan dit net gou doen. Jesus het daai mag gehad. En hy het dit nooit gebruik nie. Nie een keer nie.
Hy het deur die diepste versoeking gegaan, die ergste pyn, die mees verskriklike vernedering vir u en vir my. Hy het selfs, dink net so daaraan, dit was so erg vir Jesus, hy het selfs nie vir die vlieg wat land op die wonde op sy gesig, het hy nie eers weggejaag nie. Die magtige God van die heelal kan nie dit doen nie. Hy kan net so vir daai vlieg sê, hoor hier, cheers. En hy het nie. Elke laaste greintjie van pyn en foltering het Jesus geneem op homself. En hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek weet nie hoe julle voel as ek hierdie lees nie, maar as ek hierdie lees, as ek hy besef, dan is dit net, Here, wat het u gedoen vir my? En meer as wat hy net gesê het, vergeef hulle, omdat hulle nie weet wat hulle doen nie. Hy sê, dit is volbring, en hy sterf. Hy gaan deur dit, wat ek verdien om in te gaan. Ek verdien die dood. Ek verdien die totale verwydering van God. Ek verdien om afgesny te word en nooit weer daglig te sien nie. Maar Jesus doen dit. En ons leer dat Jesus het nie deur die poorte van die graf kon sien nie. Hy het nie geweet of dit sommer net so opstanding nou problem was nie. Hy het daai ervaar, die einde van die pad, die sluiting van daai deur, op dieselfde manier wat enige mens deur het gaan. Sonder 'n gedagte van hoop. Toe maar, dis net 'n kort tydjie en dan is dit right. Die diepste, ergste moontlike foltering het hy deurgegaan vir u en vir my. En dit is vir my verstommend. Dit is verstommend. Die dood self het hy ingegaan. En nou gaan ek terug na die teks in Hebreërs. En in Hebreërs dan sê dit, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons medelee swakhede, ek gaan dit weer probeer, vergewe my. Ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Ons het nou daai goeders gelees. Is daar iets wat Jesus nie deurgegaan het, waardeur hy kon gegaan het? Is daar ietsie wat hy is daar ietsie wat ons ervaar, wat Jesus glad nie gaan ken nie? So, ek weet Jesus gaan elke nou en dan, hy gaan nou nie weet hoe dit voel om nie wifi te hê nie. Jy weet. En dis dalk is dit soms die grootste probleem wat in die deesdae wat sommige mense in die gesig staar. Maar julle wat hier so sit, is nie net bekommerd daaroor van het ek wifi dekking of nie. Daar's eintlik 'n werklike probleme. En die werklike groot probleme wat jou hart breek, wat die trane uit jou oë uitdruk, jy breek jou tande van die pyn. Ken Jesus dit? Ja. Ten volle. En dan nog so 'n bietjie meer. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Laat ons dan gaan. Die manier hoe hierdie geskryf is, deur die skrywer van Hebreërs, hy sê, laat dit gebeur, want die kans bestaan dat dit sal nie. Dit is nie te sê dat mense daai vrymoedigheid neem om te gaan om gehelp te word nie. Mense kies om nie te gaan na die troon van die Here toe nie. Hulle neem nie die vrymoedigheid nie. En dan bid ek myself net hierso aan. Hoekom op dese aarde sal iemand kies om nie te gaan nie? As daar hulp beskikbaar is, waarom bly ek dan sit net waar ek is? Daar's 'n paar gedagtes wat mens kan wissel omtrent dit. Die eerste gedagte is, miskien hou mense daarvan om 'n slagoffer te wees. Hulle geniet dit om 'n slagoffer te wees, want hulle hoef hulle nie verantwoordelikheid aanvaar nie. Miskien is dit.
Miskien hou hulle daarvan om hulle geniet die aandag daarvan. Ek kan die hele tyd kla oor my probleme en dan sit okay. Miskien is dit hulle in een of ander sonde gaan staan en vasklou. Miskien is dit skuldgevoel. Miskien dink hulle, ek moet deur hierdie verskriklike ding, nou ek verdien eintlik hierdie ding wat ek nou deurgaan. Wat die Here dan vir ons geroep het tot vryheid. Dalk is dit eenvoudig dat iemand nie die tyd neem om dit te doen nie. Dis moontlik om 'n six-pack te kry as mens genoeg sit-ups doen. Maar dis baie moeilik om sit-ups te doen. Ek weet iemand gaan na die tyd vir my kom sê, Werner, dit is nie heeltemal hoe jy 'n six-pack kry nie, maar dis nie die punt nie. Daar's mense wat nie gaan na die troonkamer van God, wat nie die vrymoedigheid neem om te gaan bid nie, want is harde werk om te bid. Dis eintlik moeilik. Dit is nie net 2 minute in die oggend. Okay, Here, dankie dat ek geslaap het. Help my deur die dag. Dis nie net 'n dankie vir die kos wat ons nou gaan eet. Dit is nie rub-a-dub-dub, thanks for the grub. Dit is nie net dit nie. Gebed is harde werk. Maar wanneer ons, broers, susters, wanneer ons daai vrymoedigheid neem, wanneer ons dit neem om na die Here toe te gaan en te sê is dat Here, maar U ken dit wat ek nou deurgaan, dit en nog meer. Wanneer ons dan die volgende gedeelte lees in Jakobus, as ons dit dan sien, en sê, salig is die man wat versoeking verdra, as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Dan lees ek daai vers, en dan is ek nie meer mismoedig nie. Dan lees ek, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid werk. Dan lees ek, en dan is ek nie mismoedig nie. Dan is ek glad nie mismoedig nie, want dan weet ek, Jesus ken hierdie. En hy sal vir my gee wat ek nodig het om deur dit te kom. So as u nou hier vandag sit en sê, Werner, kan hierdie preek asseblief tot 'n einde kom? Nee, ekskuus. Werner, kan hierdie jaar nie net asseblief tot 'n einde kom nie? Kan dit nie net nou asseblief klaar nie? Hoekom trek dit so swaar? Hoekom is dit so lank? Hoekom gaan dit so moeilik? Dan kan ons dan, eerder as wat ons sê, hoekom is dit so? Dan is dit, Here, dankie dat u vir my help te midde van hierdie. Daar's geen hulp van mense waarop ek kan staat maak wat hierdie betref nie. Ja, die Here stuur 'n engel elke nou en dan. Maar die hulp is nie van 'n mens nie. My hulp is nie van daar nie. My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En ek kan hom met vrymoedigheid, dan kan ek hom aanroep. Geloof sal getoets word. Jesus sal as getrou gevind word. So die titel vandag se boodskap was uithou, aanhou, kophou, volhou. Maar as ons dit doen, dan is ons besig om op onsself staat te maak. Daar's nog 2 ander woorde wat ons na daai moet vassit, wat ons moet insit, en is vashou en vertrou. Ons hou vas aan die Here, en ons vertrou op hom. Hy sal ons eindtyd dra. Amen.